Dis die Reine Wynheid en welkom by nog 'n lekker saamkuier op RSG se Bek Bazaar. Ek is Martelies Brink en so verken ons saam Suid-Afrika en ons wynlandskap. En vandag gaan ons kyk na koel klimaat. Ons gaan Elgin toe, ons gaan ook hoor hoe hulle dit uitspreek, en Hemel en Aarde se vallei besoek. Paul Kluwer kuier in die ateljee en Hannes Storm van Storm Wyne. Ons proe hulle Chardonnays en Pinot Noirs, nie almal van hulle nie, want ons meer is as een per plaas, maar ons gaan 'n bietjie gesels oor hoekom hierdie variëteite so goed aard in daardie areas, hoe oud is daai grond en wat lê voor vir die relatiewe jong wynstreek. Maar eers is dit tyd vir my wyn van die week. Vandag is dit die Culinaria Grand Vin van Leopard's Leap. Nou daar's 'n hele reeks in die Culinaria afdeling, so jy kan bietjie gaan kyk. Daar's 'n Chenin Blanc en 'n Pinot Noir Chardonnay, daar's 'n Pinot Noir en dan is daar ook 'n natuurlike soet Chenin Blanc, 'n dessert wyntjie vir jou. Maar ek geniet nogal die Grand Vin, alles is lekker. Alles in wyn is nie algemeen lekker, maar die Grand Vin kan jy gaan kyk, dis 'n Bordeaux-styl versnit van Cabernet Sauvignon, 50% Merlot, 30 en dan so 10% elk van Malbec en Petit Verdot. Dis vol rond, kompleks, jy het jou rooi vrugte, so bietjie swart, cassis. Ja, dit is nie presies dieselfde as byvoorbeeld kaneel nie, maar daai tipe van speserygeure, bietjie tabak, sederhout soos hulle daarna verwys. Heerlike wyn, laat my weet wat jy daarvan dink. Ryp tannine natuurlik en daai mooi maar elegante struktuur. Die druiwe is van topblokke in Stellenbosch, Darling en Botterivier. So dit vir die beste druiwe vir daai Bordeaux-styl wyn. Dit is 'n fantastiese wyn vir kos. So geniet hom saam met alles van 'n breedie tot 'n curry, tot seekos en daai lekker ryk pastas. Laat my weet wat jy van hom dink. Dit is 'n lieflike dag om hierdie fantastiese produk in ons glase te hê en ons fokus vandag op Elgin, Hemel en Aarde Vallei en dit is die koel klimate. In die ateljee het ons familiegeskiedenis al die pad tot 1896 met Paul Kluwer, familieplaas in Elgin, ek gaan vir jou vra, wat is nou die amptelike een, want dit val maar so tussen die twee. En dan gaan ons gesels natuurlik ook met Hannes Storm van Storm Wyne, wat saam met ons ook hier kuier, en 'n ou wat 'n groot sprong gemaak het, by een van die topplase in die Hemel Aarde Vallei wyn gemaak het, en toe besluit het, ek wil my eie ding doen in 2012, geboteleer 2014, eerste wyn bekendgestel, en ons praat so oor die oud en nuut. Hy is ook die wynmaker in Hemel Aarde Vallei, wat die enigste wynmaker is wat van al drie, en ek het gedink appellasie, hy sê dis wyke, so daar het ek nou iets geleer. Welkom julle, gesondheid hier in die Reine Wynheid, is 'n voorreg om julle hier te hê, gesondheid. En hierdie pragtige glase. Baie dankie. Gesondheid, is baie lekker om hier te wees. Dankie vir die geleentheid. Wat proe ons eerste, Paul? Ons proe eerste Hannes se wyn, dit is sy Chardonnay. Ja, laat ek so ietsie sê van die wyn. So hierdie wyn wat ons in die glas het is Hemel en Aarde Vallei Chardonnay. Dis van daai diep rooi grond met 'n hoë ysterinhoud, Bokkeveld Skalie klei. En ek dink as jy ou kyk na die Chardonnay van ons area, die koel klimaat Chardonnays, altyd bietjie meer sitrus mineraliteit, waar 'n ou met die warmer areas dalk bietjie meer harde of soos hulle sê steenvrugte kry karakters. So hierso is bietjie meer sitrus mineraliteit. Ons is baie naby die koel Atlantiese Oseaan. So daai invloed maak ook dat die wyn baie goed gebalanseerd is en altyd goeie lengte het. En hulle kan mooi verouder. En daar's so 'n mooi balans hier, want jy het daai pragtige sitrus en die rykheid het nie weggegaan nie. So hy's nog steeds ryk sonder om hierdie oorgebotterde palet gevoel te gee. En dan met daai sitrus daarbey. Pragtige balans. Baie waar, ja. Ek dink ook belangrik is ons alkohols hier in die koel klimate areas is gewoonlik bietjie laer. So ou kry bietjie minder hout invloed en die Burgondiese kuipers, Franse eik wat ons gebruik is baie goed gebalanseerd en ek dink daar's altyd 'n bietjie van 'n speseryagtigheid in die wyn, maar altyd die vrug en die terroir is ons belangrik om dit te bewaar. Pragtig. Ek gaan vir hom vra hoe in der ewigheid maak mense besluit om te spring van Hamilton Russell so net jou eie ding te gaan doen. Dit ver geweldige moed. Jy was baie dapper in daai besluit dink ek gewees. So ons gaan 'n bietjie daar vra. Dit was maklik duidelik vir gewees vir Hannes. Maar dan gaan ons Elgin toe met Paul Kluwer 1896. Paul. Ja. Ek dink altyd myself dit moet 'n fantastiese trots wees en tog ook
dit is nogal 'n stewige swaar aspek om saam met jou te dra om iets vorentoe te neem wat al so legendaries is. Ek meen jou ouers, jy weet, jou ouma, al daai mense wat so betrokke was, vroue wat baie betrokke was ook by die ontwikkeling van die plaas. Hoekom het jy besluit om voor te gaan? Hoekom was dit vir jou op 'n persoonlike vlak die keuse om te maak? En julle is ook, jy weet, psigiaters en dokters en so aan, ja. Chirurge. Ja, dis ironies want nie my oupa of my pa het oorspronklik plaas toe gegaan nie. My oupa was 'n psigiater, my pa is 'n neurochirurg. Maar ons het redelik groot geword met die verstandhouding dis wat ons gaan doen. Die verantwoordelikheid wat daarmee saamkom is jy moet kyk na dit vir die toekomstige generasies. En dan weet mens dis nie joune nie. Jy's net daar om dit te bewaar. Sjoe. Daai ego is verskriklik mooi. Jy weet, om dit te kan sê, dis nie myne nie, dit is vir ander mense om te bewaar, is 'n pragtige manier om daarna te kyk. Dit vat tyd, want oorspronklik is veral as jy jonk is en jou ego is bietjie groter, dan dink jy dis alles myne. Maar sodra mens besef dat jy is net hier vir 'n baie kort tydjie, en wat ons weet is, dis nou al, vanjaar is 130 jaar in die familie, dan besef jy is maar net 'n klein gedeelte van die geskiedenis en van die toekoms. Ons gaan 'n bietjie praat oor daai beide geskiedenis en toekoms. Daar is soveel stories uit daai familiegeskiedenis, so ons gaan hom probeer deurdraf. So is dit nou Elgin of Elgin? Wat sê julle? Ons sê Elgin. Wat sê mens Elgin of Elgin Marbles? Kyk, die naam kom eintlik van Skotland, die Elgin Highlands, en hulle sal sê, maar terselfdertyd, ek is een van die ouens wat sê potatoes, jy kan maar noem wat jy wil, ek is nie baie sensitief daaroor nie. Pragtig. Ons kyk nou hierna, soos ons gesê het, koel klimaat, en dan moet julle vir ons ook 'n idee gee, kyk die geskiedenis daarso van 'n wingerdboukundige wat besef het, hier moet jy in 'n rigting gaan van Nederburg af, en daar ook 'n legende wat gesê het, asseblief maak wyn daar, want dit is 'n plaas wat geërf is, en hulle het nie geweet wat om te doen met die plaas nie, en baie dinge moes gebeur om goeie wyn toe nou daar te maak, en daai agtergrond, maar praat met ons bietjie, Hannes, oor die hele idee van koel klimaat en semi-koel klimaat wat Bourgogne ook as bekend staan, vir die wat nou nie weet wat die vertaling is nie, dis nou die Afrikaanse Burgundy. Chardonnay, Pinot Noir, hoekom aard dit so goed daar? Ek dink Pinot Noir en Chardonnay is daai twee cultivars wat ou in die nag laat wakker lê. En juis omdat dit so moeilik is om dit soms reg te verbou. En veral Pinot Noir, baie belangrik dat hy 'n koel klimaat het. Eerstens baie goeie grond of 'n lae drag grond, en dan die koel klimaat wat absoluut belangrik is om daai fynere nuances van geure en aroma te kan bewaar van Pinot Noir, en dan terselfdertyd vir jou tekstuur en struktuur in die wyn gee. Chardonnay aan die ander kant ook, ek het genoem voorheen, as 'n ou te veel van daardie hitte het, dan kan 'n ou dalk bietjie meer ryper vrug kry, en ek dink omdat ons naby die oseaan is, selfs met Pollele waar hulle hoog bo seevlak is daar word daai koel klimaatkarakters baie goed bewaar. En ek dink as daai twee cultivars eers onder jou vel ingekruip het, dan raak dit maar moeilik om ontslae te raak van hulle. So ja, en dan ons het ook natuurlik 'n baie goeie kontak met Burgundy in Frankryk, en ek dink ons is dalk een voor met die klimaatsverandering wat plaasvind. Ons is nader in die koel Atlantiese Oseaan, en daai suidoostelike wind gee vir ons die voorreg om koelte en koue klimaat of koel klimaat in die groeiseisoen in die oestyd te kan hê. Maar wat mens miskien moet sê is, Chardonnay byvoorbeeld is baie meer aanpasbaar by verskillende klimaatsomgewings. En wat Hannes spesifiek sê is, jy kry 'n ander styl Chardonnay in 'n warmer area, die meer perske, steenvrug karakters, waar in 'n koeler klimaat kry jy meer die sitrus, lemoen karaktereienskappe, wat vir my baie meer aantreklik is, dis baie nader aan die Burgondiese styl. Pinot Noir hy's onvergeefbaar. Hy wil of in 'n lekker area groei, of nie. So vir my, daar is baie meer daai Goldilocks behoefte van Pinot Noir, wat glad nie bestaan in Chardonnay nie. Ja. Jy kan ook sommer dadelik sien, jy weet, as jy nou Elgin toe ry, die grond is anders. Die kleur van die grond voel ek anders. Ek het eendag net besluit, ek ry nou. Ek het geen plan gehad nie. Ek het maar net daar gestop by plase wat ek nie geken het nie, om so 'n bietjie 'n mense profiel in jou palet te ontwikkel. En dan ry jy nou maar met 'n kattebak vol wynhuis toe. Dis die beste dag. Maar jy weet, jy kry 'n hele ander gevoel ook van die grond. So die wisselwerking tussen die grond en dan daai klimaat is tog baie deel van daai terroir konsep. Ja, verseker. Alhoewel die grond wat ons het in die Hemelnaar is baie dieselfde, in die sin van ons het beides oorwegend koue Bokkeveld skalie,
wat die dominante grondtipe is. As jy kyk na die berge wat Elgin omring, is dit alles Tafelberg sandsteen, wat 'n baie meer witter kleur is. Dis nie so interessant vir wyn maak nie, die Tafelberg sandsteen nie. Dis wonderlik as jy wyn wil maak met, ek dink meer eendimensioneel is, waar sodra jy in die Bokkeveld skalie ingaan, dan kry jy daai mineraliteit. Dis baie hoër in yster en dis wat veral interessant maak. En dan moet mens besef dat ons grond is oud, baie oud, hier so oor die 300 miljoen jaar oud. Dit beteken ons het nie dieselfde graad van organiese materiaal in die grond nie, wat dit beteken die druiwe of die wingerd, hy groei nie so lekker nie. Hy moet harder werk, maar die minerale aspekte van die grond is daar. Dis my so mooi hoe baie kennis jy dra van iets soos om te kan sê jou grond is 300 miljoen jaar oud. Hoekom is daai belangrik om te weet wat die geskiedenis van die grond vir jou bied? Ek meen ons weet grondkunde in die vlakke. Ek het 'n bietjie landbou gehad op skool. Ek het landbou gehad op skool. So ons het daai ook gedoen. En dis fascinerend dat jy die geskiedenis so kan deurdra van al daai lae beweeg ook op die ou en deur plante groei en so aan. So dit is 'n baie diep gesprek eintlik, maar hoekom is dit vir julle so belangrik daardie? Vir jou byvoorbeeld. Ja, vir my is dit omdat ek met die 3 wyke werk, is dit so verskriklike groot verskille tussen die 3 wyke waar ons die sedimentêre gesteentes het en 5 kilometer verder het 'n ou granietgronde wat meer vulkaniese aksie is. En as ou kyk na die wyn, hoe dit in die wyn presenteer, is dit groot verskille. Ou kry baie meer ek wil sê amper sy-agtige tannine by die Bokkeveld skalie kleigronde en dan kry ou meer hoekige tannine, meer oop aromatiese geure met die granietgrond, maar 'n bietjie anderster tipe van 'n struktuur. Ja. So baie interessant en ek dink in Hemel en Aarde Vallei is 'n baie goeie, of Hemel en Aarde area is 'n baie belangrike area om daai verskille uit te wys en dis wat vir ons so lekker is om met die 3 verskillende enkelwingerde te werk, een in elkeen van die wyke. Dis maar so mooi, hoekige tannien. Dit laat my dink aan die kere as ek weet as jy 'n sekere reuk ruik, dan dink jy, ek dink dan aan 'n blok of 'n sirkel of iets is dit. Jy kry mos sulke tipe van gedagtes. Ek weet nie of almal dit het nie. Maar ja, as jy nou dink byvoorbeeld in die wynbedryf, stel ons wynroete, net die roete is nou 55 jaar oud hierdie jaar. En alles is so half natuurlik gefokus in daai areas en as jy nou gaan bietjie na die suidelike voorstede en daai tipe van rigting, dit is hoe Suid-Afrika se wyne gesien is vir 'n lang periode van tyd en waar die fokus gelê het en dit is eintlik 'n redelike jong wynstreek beide Elgin en Hemel en Aarde Vallei. So 50 jaar gelede, Hamilton Russell waar jy gewerk het, soos ek verstaan het, die eerste wyne van daai streek gemaak, né? Ja, die eerste plantings daar was 1976. Yes. So en die eerste wyn was 1981. So dis nou so 'n paar jaar gelede, maar eintlik 'n redelike jong bedryf as ou daarna kyk. As ou nie die ou wêreld moet vergelyk. Maar ek sou sê as jy terug gaan na Hamilton Russell in daai eerste jare het hulle het ook Sauvignon Blanc en 'n groot verskeidenheid van cultivars meer gebeur. En daar was ook 'n lang tyd wat ou nie Pinot Noir eintlik kon sertifiseer as 'n cultivar nie. So dit was alreeds 'n interessante dinge wat daai tyd gebeur het en so aan. En die eerste klone wat jy kon kry was alles BK5. Ja. Dit was eintlik van Switserland. In plaas van die Burgondiese klone. En dit was meer vir vonkelwyne gewees. Ja. So uiteindelik nou vir 25 jaar in die Suid-Afrikaanse industrie 100% van ons praat van 'n Dijon kloon en daar's so 4 of 5 van hulle wat nou eintlik meer geskik is vir rooiwyn maak. Ja. En dit is nou maar 'n kwart eeu wat ons daai kan gebruik. So ons is baie opgewonde om te sien wat gaan gebeur as ons nog 'n bietjie meer ouderdom in die wingerd kry. En ondervinding. Ek dink dis baie belangrik want as jy gaan eintlik kyk ons albei, ek dink ek en Hannes is dit 'n groot liefde vir Pinot Noir en as jy gaan kyk in die 80er jare was die meeste rooiwyn Pinot Noir gemaak in Stellenbosch. Vandag as jy dan gaan kyk is amper niks. Die grootste uitsondering vir my is Meerlust en hulle is eintlik baie naby aan die oseaan ook. As jy gaan kyk hoe groot Stellenbosch is as 'n area. Die opwindendste goed wat gebeur het in die Suid-Afrikaanse wynbedryf oor die algemeen is waar jy kry spesialisering in die areas. Stellenbosch raak al hoe meer bekend vir Cabernet en Shiraz, ook Chardonnay en Chenin Blanc, waar Elgin is Chardonnay en Pinot Noir, Hemel en Aarde Chardonnay en Pinot Noir. Dit beteken nie daar is nie 'n uitsondering tot die reël nie. Daar's altyd 'n uitsondering tot die reël. En Elgin is Chenin 'n baie goeie voorbeeld wat fantastiese Merlot maak. In julle area is dit Restless River Craig wat 'n wonderlike Cabernet Sauvignon maak. Maar dit wys jou net oor die algemeen daai spesialisering is besig om plaas te vind en dit maak almal beter. Dis verseker, ja.
So, voordat ons nou kom by Hannes en Natalia wat so, jy weet, fokus op die wyne. Is dit haar naam is reg so uitgespreek, Dis korrek, ja. Okay, ek was nie seker of daar dalk want sy het Hana in baie mooi naam en of sy saam met jou gegaan het en hierdie ding begin het en hoe lank terug julle verhouding strek en jy saamwerk daar nie. Kom ons praat gevinnig net Paul oor jou familiegeskiedenis. So ek wil baie graag dit doen want ek voel ook dis 'n bietjie van 'n optekening in klank van hoe die Suid-Afrikaanse wynbedryf ontwikkel het en mense se besluite wat hulle gemaak het. So gee net vir ons dit is baie moeilik. Jy kan so lank praat as jy wil, maar so 'n bietjie van 'n agtergrond van Paul Kluwer wyne en waar dinge vir julle begin het en besluite wat gemaak is om toe dan nou juis wyn te maak. Jy het familielede gehad wat glad nie wyn gedrink het nie. My ouma het glad nie wyn gedrink nie. Sy's eintlik die persoon wat die plaas begin boer het vir ons as familie. Soos ek genoem het, my oupa was 'n psigiater. Hy het eintlik in Oxford gestudeer en sy plan was om daar te bly. En hy het TB gekry en hulle het hom huis toe gestuur om hier dood te gaan. En hy het dit oorleef, my ouma getroud, hulle het in die Kaap gebly, maar hulle was ongelukkig oor hoe mense na die plaas gekyk het. Meer van 'n omgewings- en 'n volhoubaarheidsoogpunt. En haar doel was om terug te gaan om bewaring te doen. En sy het vinnig agtergekom, jy kan nie bewaring doen sonder geld nie. En toe het sy begin boer op haar eie. Hierso in die 1940s, wat absoluut ongelooflik is, daar was nie water of elektrisiteit of niks nie. En sy het dit regwaar opgebou, my pa het toe oorgeneem. En hoe ons in die wynbedryf beland het, was in die 1980s, het Ernst Leroux van Nederburg, hy het 'n tesis gedoen oor koelklimaat en gevra waar in Suid-Afrika kan ons koelklimaat druiwe aanplant. En Elgin was geïdentifiseer, maar op daardie stadium natuurlik is dit Suid-Afrika, wat nog steeds die geval is, se grootste appelaanbougebied. En ons was een van die plase wat oop area gehad het en hulle het ons benader en gevra kan ons plant en dis hoe die hele storie begin het. Kyk, en ons kan lekker ver teruggaan en ek dink 'n mens moet ook vir jou ouma erkenning gee vir haar betrokkenheid by opvoedkunde, jy weet gemeenskapsontwikkeling, wat ek dink 'n baie belangrike punt is in die wynbedryf in die algemeen. Wie was Matthys de Villiers? Ek wil baie graag hierdie storie hoor, want dit is net vir my so mooi, daai agtergrond en hy word gesien, wat is hy die romantiesste verhaal in, jy weet, die Kaap en so aan. Hy probeer regeer uit die graf uit. So Matthys de Villiers is my oupa grootjie wat die plaas oorspronklik gekoop het. Hy het baie duidelik gesê, luister, daar mag net een kind erf en dit moet verkieslike man wees. Die regstegniese woord is, hy het 'n fideikommissum geskryf en jy mag net die vrug gebruik van die grond gekry het. En die Suid-Afrikaanse wet het dit gevolg beperk vir 4 generasies, maar dit was die geval gewees en die implikasie is, jy kon nooit geld geleen het om te ontwikkel nie, maar jy kon ook nooit die grond op risiko gestel het nie, jy kon dit nooit onderverdeel het nie, en dit beteken dat die plaas het sy oorspronklike grootte behou. Maar my pa, hy het dit baie mooi in sy boek gestel, waar hy gesê het, hy sou nooit geboer het nie, want hy was 'n dokter. Maar omdat hierdie ding na hom toe gekom het hy begin belangstel daarin, hy het begin kyk daarna, en dan besef jy hoe belangrik dit is om na iets te kyk wat nie joune is nie, en jy moet daarna kyk vir die toekomstige generasies. En ek dink dit gaan nie net oor jou eie familie nie, maar wat 'n impak jy het op jou omgewing. Die samelewing wat daar saam met jou is. En dit het my ouma baie goed gedoen in die sin van dat sy daai skool begin. Vandag is die skool 1300 kinders sterk. Dit is 'n skool wat verniet is, jy betaal nie om so te gaan nie. Dit gee kos vir die kinders 3 keer 'n dag. En is die mees suksesvolste skool in die hele Oeverberg met matriekuitslae laas jaar. So dis absoluut wonderlik. Sjoe, fantasties. En jou ma was ook baie betrokke. Mooi naam. Waar kom jou ma se naam vandaan? Sangwey, ja. Haar pa was van Noorwe af en die naam kom van Noorwe, ja. Wat dit beteken. Hulle is alweer in die top 10 van die gelukkigste lande in die wêreld. Ja. En is koud, al daai koue lande is so nie. Ek sê vir jou, dis die mense moet in die koelte gaan bly. Ja. Alhoewel daar's baie mense wat nie met my gaan saamstem daar nie. Voordat ons gesels oor die stormwyne geskiedenis en hoe hy by Hamilton Russell opgeëindig het, want daai storie is bietjie minder bekend en ek moet sê Charles Hopkins raaks opgewonde en sê van nou reg, hier is die lys van die mense wat ons nou na kyk om by die Kaapse wynmakersgilde op te neem in Swan, en jy was toe nou op die ouend wel opgeneem as deel van daardie groepering en is altyd natuurlik 'n groot eer. Wat drink ons voordat ons daaroor verder gesels volgende, want ons moet deur ons wyne kom. Dis die Estate Chardonnay. Ja. Van Paul Kluwer natuurlik. Vertel vir ons van hierdie wyn, Paul.
Weet, dit is moeilik om te skink en te praat. Mense onderskat hoe moeilik dit is. Veral vir 'n man, want ek kan nie meer as een ding op 'n slag doen nie. Maar skink eers, dit was ryk en pro asseblief. Ek wil net sê Emile Joubert is ook hier en het natuurlik geweldige kennis en skryf baie van hierdie groot koffietafelboeke wat jy al oor wyn gelees het. Stel hy saam en proe ook saam met ons. Vertel ons van die wyn. Dit is baie lekker as jy jou eie wyn geniet. Ja, dit help. Dit help absoluut. Ek moet sê ek kan nog onthou in die begin ons het 'n groot reeks van verskillende wyne gehad en verskillende cultivars. Soos ek genoem het, ons het ook Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz. En dit is moeilik as jy 'n wyn het wat jy self nie geniet nie en jy moet vir mense dit probeer verkoop. Waar dis gelukkig nie meer die geval nie. Wat ek absoluut geniet van hierdie wyn is die elegansie, die mooi balans tussen vrug. Jy kry hierdie fantastiese sitrus, 'n klein bietjie romerigheid, maar hy's nie daai botterigheid nie. En dan die suur wat net hierdie wyn absoluut dra deur die palet, wat wonderlik is. En ek weet nie hoekom brandnetel vir my deesdae so mooi uitstaan in regtig kwaliteit wyne. Dit is my baie vreemd, want hy's my op die neus. Kry ek nou 'n bietjie brandnetel. Ja. En ek is mal daaroor, dis my so 'n mooi element daarvan. En Hannes het voorheen genoem oor jy wil nie die houtkarakter hê wat uitstaan en oorheers in die wyn nie. Ons almal gebruik ook burgondiese is dit eike, hè? Eike is die regte woord, né? So burgondiese eike en ons fokus daar is om die regte eike te kies wat baie mooi saampas met die wyn en dan doen ons natuurlike gisting. Ja. En dit gee vir jou die beste manier vir my om dit te beskryf is, dis soos as jy 'n skaapbout laat kook vir 8 ure lank en hy val so van die been af, is lekker sag en stadig en is wonderlik. So as jy natuurlike gisting doen, dit vat baie langer plaas as wat jy geïnokuleerde gisting doen. En dan kry jy nie hierdie sterk houtekstraksie van die vate af nie. Ja. En dit maak 'n groot verskil. En ek dink hierdie wyn sal eintlik nogal lekker werk saam met 'n rafel skaapbout. Ja. Ek dink dis nie. So al is dit 'n witwyn. Voordat ons nou verder gesels, ek wil net gou sê as jy nou wil 'n idee kry van Paul Kluwer se wyne, jy kan met Le Pinot Noir begin met die Village en dan kan jy beweeg na die Estate en dan beweeg jy na die Seven Flags toe. So 3 vlakke van Pinot Noir En Chardonnay. en natuurlik Chardonnay. Ek drink meer rooiwyn, dis hoekom ek nou die Pinot Noirs beter ken. Ja. As ek bevrees om te sê jammer daaroor, maar hoekom is dit vir julle belangrik om daai vlakke van vir mense te bied? Dis gedeeltelik vir ons ook, dit gee vir ons 'n opsie met hoe ons werk met eerstens met die wingerde. Die Village reeks is meer gefokus op die jonger wingerde, daar's meer vrugfokus, dit gee vir ons die geleentheid om wyne te maak wat ek dink eie is aan die cultivar. Ek dink daar is baie keer voorbeelde van Pinot Noir, dit is 'n rooi wyn, maar dit proe nie soos Pinot Noir nie. En wat vir my baie belangrik is dit moet nog steeds eie wees in die cultivar eienskappe. Dit is vir ons baie lekker om dit te maak, waar die estate is ons gefokus meer op ouer wingerde, die gemiddelde wingerdouderdom daar is oor die 15 jaar. En dan Seven Flags is 'n spesifieke wingerd wat ons oor die tyd geïdentifiseer het as ons beste Pinot Noir voorbeelde. Wonderlik. Lieflike wyne. So jy kan begin daarso. Begin om mooi intree vlak en dan werk jy jou pad boontoe. Hannes, praat met ons meneer asseblief. Gee net vir ons 'n vinnige idee van wat jou loopbaan was voordat jy by Hemel en Aarde Vallei begin het, of Hemel en Aarde Wyne liewer begin het, want ek ken dit, jy weet, dis hierdie ikoniese handelsmerk en jy neem toe nou daar by 'n ander wynmaker oor natuurlik en begin wyn maak en ons gaan nou praat oor hoe jy daai besluit geneem het. Miskien is ek maar net een van daai veilige mense wat sal vasgesteek het daar solank hulle my nog daar wil hê. So ek bly. Ek is al hier vir 21 jaar so. Ek weet nie waar ons gaan nie. Gee vir ons 'n idee van daai loopbaan. So my loopbaan het basies begin op Stellenbosch Universiteit. Ek het maar altyd van bietjie chemie gehou en microbiologie en terselfdertyd ook baie van die buitelug. So is maar eintlik 'n buitelug persoon. Hou van die veld en stap in die berge en so aan en ek het in my finale jaar of voor ek my finale jaar benader het ek altyd bietjie bergfiets gery en gedraf daar in Hermanus en my ouers het gewoon in Hermanus net so onder Hamilton Russell daar in een van die woonbuurtes. En ek het die ou olifantpad die dag gevat met my bergfiets en opgestap en besluit in my agterkop geweet ek moet nou 'n tipe van 'n internskap doen die volgende jaar vir soos 2 maande en ek het my fiets gevat en daar deur Hamilton Russell die mooi plek gery en sonder toestemming. Sonder ek kan nie onthou waar ek was daai tyd nie, maar so daar deur gery en toe besluit ek gaan sommer daar by die kelder stop en gou myself voorstel en hoor of hulle nie dalk 'n jong man van 22 of 21 jaar ouderdom wil hê wat hulle kan kom help en bietjie harde arbeid doen.
En hulle het vir my gesê, ja, enige tyd, hulle kry Franse persone om te kom help in die oestyd, maar ek's baie welkom en vir my 'n lekker bottel wyn gegee en toe het ek aangetree daar vir werk. En so in daai periode het hulle toe nou vir my 'n werksaanbieding gegee vir assistent wynmaker vir die volgende jaar. En dit was eintlik nogals lekker geweest om nou daai hele jaar met my finale jaar studies 'n bietjie blootstelling te kry in kom ons sê regte wyn. Daar's mos 'n verskil tussen studentewyn en die Hemel en Aarde Vallei of die Hemel en Aarde en Elgin se wyne. So het ons nou daar bietjie beginne elke 'n maand 'n bietjie interaksie gehad en so aan. En ek dink waar die groot ding toe nou gebeur het is as 'n ou nou eers 'n Burgondiese Pinot Noir kry om te drink en te proe aan 'n etenstafel, dan is dit baie moeilik om terug te beweeg. En ek het toe maar altyd daai Pinot Noir in die agterkop gehad en Chardonnay het ook bygekom, baie lief vir die twee cultivars. En ek het toe assistent wynmaker gewees daar vir 2 jaar, so 3 oeste gedoen en toe in 2004 as wynmaker, waar ek toe dan 10 jaar wynmaker was. So ek was 13 jaar daar gewees. Maar ek was baie bevoorreg geweest om in 2012 my eerste wyn onder ons eie handelsmerk te doen, Storm. Okay, nou moet jy stop, want ek weet nie hoekom dit vir my so groot ding is nie, want dit is 'n groot besluit. Dit is nou soos Forrester Wyne wat ken net sê, hy en sy vrou praat met Janie Engelbrecht. Janie sê is 'n mooi plaasie onder, hulle het die geld vir die plaasie, maar dit is die regte tyd. Kom ons koop die plaas. Plaas is vervalle, die wingerde is dalk gereed en so aan, maar dit is 'n massiewe besluit om te maak. Kom ons kyk net finansiëel en ek weet boere is meer as net een ding. 'n Wynmaker is 'n boer, is meer as net een ding. Jy is ook 'n entrepreneur en jy moet kyk na die besigheidskant van sake wat ek bly opleidingsinstellings ook bietjie meer op fokus en so aan. Maar daai besluit, waarheen gaan jy? Hoe kies jy? Hoe maak jy daai sprong? Ek dink mense is maar 'n bietjie bewerig as die geleenthede om voordoen of wil voordoen. Ek het natuurlik bietjie getop daaroor, maar ek het so 'n bietjie van 'n nomadiese karakter en so 'n bietjie van 'n regterbrein soos ek genoem het, waar 'n ou bietjie moet kansse vat. En ek dink as 'n ou bietjie entrepreneurskap wil in die dag lê, moet 'n ou nie bang wees nie. En ek dink ek moet bysê ook ek dink tyd het baie verander. Ek dink dit is bietjie moeiliker vandag. Ek het 'n baie goeie geleentheid gehad met 2 wingerde wat ons toe nou in 2012 die eerste oes van gemaak het, waarvan ons die ander wyn sal proe. En ek kon nie eintlik nee sê vir geleentheid nie en ek moes toe nou my plan met my baas van daardie tyd bespreek en gelukkig was hy toe ook baie gelukkig om vir my die geleentheid te gee. Ondersteunend ook geweest. Ondersteuning gewees en so en ek dink dit was vir my altyd ek dink dit is nie elke dag dat jy nou jou ek sê altyd, dis altyd lekker as jou telefoon piep in die oggend op die 25ste van die maand as jou salaris inbetaal word. So ek het geweet daai ding nie voor, maar ek kon dan ten minste nog bietjie by Hamilton Russell vir 3 jaar bly terwyl ek my projek op die been gekry het. Dit is baie mooi daai gemeenskap eintlik en die besef dat jy weet mense moet nie kompetisie keer nie. Meer kompetisie is eintlik 'n manier om maar beter vir enige bedryf. Dit ontwikkel net daai bedryf. So waar het jy toe nou besluit waar kry jy land? Dis Hermanus. Ja, so basies wat gebeur het, ek het geweet van 2 stukke gronde wat geplant was in 2008. Dis nou die Hemel en Aarde Vallei wat net soos langs Hamilton Russell en Vineyards en Bouchard Finlayson is. En ek het geweet as ek dit nie gaan neem nie, gaan iemand anders dit neem. So ek het toe nou daai stukkie grond so baie fyn dopgehou en geweet 2012 moet ek wyn maak daarvan. En dieselfde met die Ignis Wingerd wat nou in die Bo Hemel en Aarde wijk is. En dit was interessant, die eerste jaar was dit 9 vate van vrede gewees en 1 vat van die Ignis Wingerd. Ons het so 20 liter ekstra gehad om daai vaatjie mee op te top tydens die jaar en ek dink ons het so 6 of 7 bottels oor van daardie Wingerd se wyn. Maar dit was 'n absolute, as dit nie nou is nie, is dit nooit. Ja, en die fenomenale sukses van hierdie handelsmerk. So kom Mabel se Wiekes van Mabel se sommelier, hoofsommelier hierso in en hy is net versot op jou wyne en hy bring toe een van jou Sauvignon Blanc saam om dit saam met een van die kosse. Daar's 'n video wat jy kan gaan kyk waarmee hy dit toe nou bedien het en so aan, maar mense is baie lief vir jou wyne. Dit is fenomenale kwaliteit. En mense hou van 'n storie. Die hele wynbedryf is, ek wil amper sê, gebaseer op stories, jy weet. Ja. So hoe voel dit om nou te kan sê, dit is 'n kort tydperk. Dit is 12 jaar. Ja, ons het die 16e oes hierdie jaar gedoen.
So ek wil amper sê dit is ons is so 'n bietjie ons verkies dit om so 'n bietjie onder die radar te wees. Ons hou nie te veel van die spreiligte op ons nie, maar ek dink ons voer 80% van ons wyn uit na so 27 lande. En dan die Sauvignon Blanc is 'n verskillende entiteit van stom, maar ons maak dit ook onder ons eie sambreel. En ek het altyd gedink 'n 30-jarige ou Sauvignon Blanc wingerd kan ons nou nie net na 'n koöperasie geneem word nie. So ons moet iets daarmee doen en ek het geweet ons kan 'n Sauvignon Blanc maak wat nie 'n Sauvignon Blanc is nie. So dit was vir my altyd 'n lekker projek gewees, bietjie soos met al ons wyne natuurlik gegis, nie gefiltreer nie. En die Sauvignon Blanc gaan maar in klei amfora in, ou hout. En ag is maar net altyd vir ons die belangrikste om die terroir absoluut te erken met wat ons doen. En mense hou van 'n bietjie eksklusiwiteit, né? Jy wil ook nie te bekend eintlik wees nie, of Absoluut. Dis of te bekend of groot of is. Ek sal sê hy is bekend. Ek meen ek dink Stormwyne is van die beste Pinot Noir en Chardonnays in die land. Ja, ons is bekend, maar ek dink ons speel na 'n sekere gehoor waarskynlik, maar ons is oop vir almal. Ons het nie 'n oop proelokaal byvoorbeeld nie. Ons is met 'n bespreking kan jy enige tyd kom proe. Maar ek dink dis 'n lekker groot besigheid wat ek en my vrou Natalia goed kan hanteer. Ons werk hard, maar ons probeer hard speel ook as ons die geleentheid kry. Laat my altyd dink aan daai film Spanglish, een van Adam Sandler se beter films en so aan. Ek meen alles is ons nou vir mense lekker, maar hy is die chef en dan kry hy nou hierdie massiewe Michelin aanwysing en hy wil so spesifieke restaurante hê, hy wil mense moet net kan inloop. Dit moenie 'n ding wees waar jy vir 6 maande vooruit moet bespreek nie. En hy kry die sterre en hy is so depressief daaroor want hy het geweet, hy het gesoek die middeweg. Hy soek soos 'n dit was uit 5 of iets nie, Michelin uit 5 uit. Hy soek soos 'n 3,5, 4 is die perfekte en toe kry hy 5 en toe is daar nie plek vir mense nie. Hy gaan sit in die yskas super depressief, drink 'n klomp wyn, eet kaas, want dis nie wat hy wou gehad het nie. So daar is so 'n tipe van 'n sweet spot met hierdie tipe van dinge. Verseker. En ek dink veral vandag se tye waarin ons beweeg, daar's soveel kompetisie daar buite en as jy kyk, nie soseer net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd. Daar is net soveel wyndrinkers, ons hoop daar kom nou meer wyndrinkers. Maar dit is 'n baie kompeterende omgewing, maar terselfdertyd ook baie lekker om onder hoë druk maak 'n ou beter wyn dalk. Ja. So dis vir my altyd lekker uitdaging. Vertel ons van Natalia. Ja, so my vrou Natalia het ek ontmoet so 10 jaar gelede op 'n bemarkingstoer na Londen met my invoerder daar en ek het die strate saam met haar geslaan met 'n paar van my wyne, Stom se wyne en maar restaurante gaan besoek. En toe het sy graag wou 'n pars kom doen en sy het vir haar maatskappy gevra of sy kan vir 2 weke kom werk in die vallei en sy het dit baie geniet en ek het toe nou besluit of ons het besluit maar ons moet mekaar dalk weer sien op 'n stadium en en toe is die res nou basies geskiedenis. Ek moet net sê jy's 'n baie nice ou, né? Maar dit is ook nou nie moeilik om te sê, jy weet, kom ons gaan na met 'n ou uit in Hemel Aardevallei in Suid-Afrika en so nie. Ek spot altyd my suster het met 'n Bordeaux wynmaker uitgegaan. Dit het nie uitgewerk nie. Ek is tot vandag toe kwaad dat dit nie verder gegaan het nie. Ja, ons kon nou elke nou en dan vakansie hou op 'n wynplaas in Bordeaux. Ek kom maar 'n bietjie deurgedruk het. Alhoewel ons wil so baie vra oor hierdie storie is wanneer het hy nou eintlik besef dis die meisie? Toe hy begin wyn saam verkoop het in Londen of toe hy begin werk het vir hom hier in Suid-Afrika? Ons kan dit na die tyd doen. Nee, vertel. Deel wat jy bereid is. My vrou is ek het die sprong geneem om met 'n Brasiliaanse vrou te trou. Sy is van Rio de Janeiro. So sy praat 'n goeie Portugees. Ja, ons het maar eintlik eers later besluit besef maar daar's dalk meer tussen ons wat 'n ou dalk kan toekoms saambou. Ek weet dis nou baie oppervlakkig en ek is seker sy super intelligent, was verskriklike mooi mense daai. Nou wil ek 'n foto sien van haar. Ja nee, ek is baie trots op my vrou, sy is baie mooi. En hoe gaan dit met jou Portugees? Ek verstaan meer en praat beter as wat dalk die mense dink, maar in ons huis word daar 3 tale gepraat, Afrikaans met ons dogtertjie en dan Natalia praat net Portugees. Fantasties. Met ons dogtertjie en dan is daar maar Engels tussenin. Ja, so dit is eintlik baie lekker agtergrond. Dis wonderlik. Ag, ek is mal oor sulke stories, vir my so mooi. Ons gaan 'n bietjie ernstiger sake bespreek, maar ons gaan nou oor na die rooiwyn toe en ons begin met die Estate Pinot Noir van Paul Kluwer. Is dit die 2022? Het jy daar? Wat die 2024? Die Chardonnay was die 22, ja. Dis korrek.
Baie dankie vir die Johannes, skink. het jy altyd geweet jy gaan net Pinot Noir en Chardonnay wil maak? Dis wat ek wil weet, want jy het nooit iets anders gemaak Ja, nie, weet jy wat die interessante ding vir my is? Ek het my universiteits in jou 3de jaar by Universiteit Stellenbosch moet jy 'n seminaar aanbied. Ja. En ek het lukraak besluit ek gaan 'n seminaar aanbied oor Pinot Noir en ek het my navorsing daarop gebaseer. Wow. En ek meen as jy mooi daaraan dink, wat is die kans jou ouers woon in 'n Manus, jy doen jou seminaar sonder enige vooruitskouing of beplanning en jy val in die hemel en aarde verlei. En ek moet bieg, ek het nou al ander cultivars gemaak, maar hierdie was my 27ste jaar met Pinot Noir en Chardonnay van die begin af. En ek dink daai groot paradigma skuif het plaasgevind. Toe ek waarskynlik die seminaar gedoen het en toe nou by Hamilton Russell my praktiese periode gedoen het, maar ook toe ek my eerste fantastiese Grand Cru Burgundy wyn gedrink het in ek dink 2000 of 2001. En toe is ek absoluut versot daarop. Ja. Gee vir ons gou net 'n idee, dalk Paul kan jy vir ons net insig gee. Pinot Noir, daar is sekere karaktertrekke wat ek in my kop het daarvan, maar vertel gou vir mense, jy het vroeër gesê dit moet smaak soos 'n Pinot Noir. Ja. Jy weet, daar's Pinot Noirs wat ek al gedrink het wat ek baie van gehou het, maar was toe baie swaarder Pinot Noirs wat eintlik meer soos 'n Cabernet drink as 'n Pinot Noir, maar ek gee nie om, ek is baie lief vir 'n baie swaar wyn. Ja. Pinot Noir is veronderstel in my kop lig te wees, maar met baie diepte in terme van karakter. Ja. So julle albei asseblief, jy het nou so gepraat jou passie vir Pinot Noir, hier seminar wat jy aangebied het. Gee vir mense 'n idee, wat is Pinot Noir? Wat maak dit so 'n geliefde en wyn wat baie wynmakers partykeer bietjie bang vir is omdat hy so 'n moeilike kind is? Ja, ek dink Pinot Noir is een van daai wat cultivars wat 'n ou moet hard genoeg werk om genoeg uit die druif uit te kry, maar as jy te hard werk, dan kry jy te veel uit die druif uit en dan val die hele plan plat. So Dis letterlik so 'n kind, los my net uit 'n tiener. Is dit 'n tiener? dis hy, ja, nee, Okay, verseker. En ek dink hy moet die uitdaging is om die wingerd te erken en dan daai wingerd karakter wat 'n ou daai terroir grond en die aspek en die klimaat kry net so suiwer as moontlik te stuur na die bottel toe. Ja. En die beste Pinot Noirs in die wêreld, hulle sê altyd daar soos 'n vergelyking wat getref word is soos 'n eystervuis met 'n syagtige handskoen. Ja. Ja. En dit beteken maar net of dit verwys maar net basies struktuur, die basnoot maar ook treble, jy weet daai sagte note. Ja, ek dink wat belangrik, maar dit is nie net Pinot Noir nie. Ek dink die beste wyne is wyne wat 'n fenominale balans het Verseker. en word nie gedomeineer deur 'n spesifieke karaktereienskap nie. En die beste manier vir my om dit te beskryf vir 'n leek is om te sê 'n goeie wyn is soos 'n persoon wat jy meer 'n goeie gesprek kan hou. Hulle domineer nie die gesprek nie, hulle laat jou toe om ook te praat en voor jy weet is die aand verby. Dit was so lekker geweest. Ja. En dan maak jy nog 'n bottel oop. Ja. En dis wat vir my so belangrik is mense wat 'n gesprek domineer na ruk sê jy, dit was alright, maar ek meen Hulle vra vir jou geen vrae oor jou lewe. 100%. Dit is nie van daai aan. In 'n wonderlike bottel wyn is ek dink veral as mense baie betaal vir 'n wyn, is die verwagting hy moet my tref. Die ding moet opstaan. Maar die realiteit is eintlik die beste wyne, dis amper ook soos goeie parfuum, nee. Jy het net 'n klein bietjie nodig en jy wil 'n bietjie daarvan ruik as jy verbystap iemand met dit moenie in jou gesig wees nie. Ja. Daar moet 'n elegansie, daar moet 'n balans wees. Die verskil is, ek dink dat as jy wil wyne maak wat in jou gesig is, dan is dit baie moeilik om dit Pinot Noir te doen, omdat hy is 'n wyn wat net reg gemaak wil word. Cabernet, as jy daai wonderlike balans kry, dis moontlik en dit word gedoen, maar Cabernet terselfdertyd is baie beter om hierdie is vir my amper om dit te beskryf soos 'n Ford Mustang, jy weet, dis 'n V8, dis Jy kan hom hoor al kom. die krag. En Pinot Noir is absoluut 'n wyn van elegansie. As dit goed gemaak word, ek dink jy praat van daai Grand Cru bottel wyn wat jy gedrink het, Hannes. As jy 'n Grand Cru bottel wyn vir 'n leek gee, voor hy weet sal hy die bottel klaar drink. Dit is so maklik om daai wyn te drink. En die enigste rede hoekom mense tyd spandeer met dit en wag vir daai klein goedjies wat so uitstaan, is omdat dit so duur is. En met daai prys, ek dink dit dwing Afriks respek. Ja. Want jy sê, yes, ek gaan eintlik tyd maak om hierdie wyn te probeer verstaan. En dis wanneer jy daai klein nuances ontdek en sê, wow,
nou ruik ek hierdie klein dingie wat nog 'n bietjie ekstra is en wat absoluut fenomenaal is. Maar dis wat ek nou wil vra, jy gepraat oor 'n eienskap wat nie moet oordonder en so nie, en ek daar's 'n Fransman wat ek altyd aanhaal met hierdie tipe van dinge. En vra hy vir hom, wat dink jy van die wyn? En as die wyn nou nie regtig met hom gepraat het nie, dis lekker wyn. Maar hy sê very correct. Ja. Jy weet, dis Pinot Noir. En ek het so 'n Franse bottel Pinot Noir bestel een keer, 10 duurste, is 'n spesiale verjaarsdag. Lieflike wyn. Maar toe dink ek myself, ek kyk soos hierdie ding het niks persoonlikheid nie. Ek voel altyd Suid-Afrikaanse wyn het persoonlikheid. Dit spreek regtig vir my tot, jy kan amper sê dit kom van daai plaas en daai plaas. Verseker. So ek weet nie hoe mense dit aanspreek nie. Ek dink met baie wyne, dit is net, ek hou ookie van 'n Pinot Noir wat net korrek is nie. Ek soek karakter. Ons het so 'n tipe van 'n slagspreuk onder die Storm Wines vaandel is dat ons probeer wyne maak met karakter en persoonlikheid. En ek dink dit is maar alles op die einde van die dag, soos ek 'n paar keer genoem het, as 'n ou die terroir erken en regtig net in die bottel kry wat die grond vir ons gee. Net solank die persoonlikheid 'n mooi persoonlikheid is. Ja, nee, verseker, dis absoluut belangrik. Kyk, as hy lekker is, kan hy ook maar met my lelik wees. Ek dink ek gaan dit op 'n TM sit. Okay, dis my nuwe slogan. My nie export. Gaan aan, moet asseblief nie lelik wees nie. Ja, ek dink daai. Maar ja, jy soek karakter in julle wyne. Ja, ek dink dis belangrik. En ek dink 'n ou kan baie maklik jou hand oorspeel met Pinot Noir. So, en ek dink dit is maar net vir ons baie belangrik. Ons probeer die wyn natuurlik gis om daai natuurlike wingerdgiste wat in die wingerd voorkom ook dan nou in die wyn te kan hê op die einde van die dag. Ons probeer die wyn nie te filtreer nie. Tydens bottelering, ons bottelleer met 'n gravitasiemasjien, al die tipe klein meer tegniese wynmaak dingetjies, maar ek sê altyd my wynmaak benadering is 1% wynmaak en dan 99% wingerd en grond, maar daai 1% is erg belangrik. En dit is basies alles. Die belangrikste deel daarvan is die tyd van pluk. Wanneer ons pluk. Goed, om die rypheid te vang op die regte vlak, maar dan ook om die varsheid te vang. En ek dink dit is hoekom ons wyne in die hemel en aarde, die koel klimaatstreke, ons is geseën met baie goeie natuurlike suur in die wingerd. En dit gee vir jou net dat die wyn baie beter kan verouder. Dis nie net gereed met vrystelling nie, maar jare daarna. Ons het so 'n tydjie gelede nou net om vir almal dankie te sê vir die harde werk op 'n daaglikse grondslag in die parstyd, want dit was baie uitdagend geweest. Ons het 2013 en 2014 Storm Pinot Noir oopgemaak 2. Ons het weer eens besef, dis lekker om te kan werk met wingerd waarin mens glo. En ek dink Paul het ook gesê, as jy van jou wyn hou, dan maak dit makliker om dit te verkoop. Nee, Verseker. Hoe was die oesterloopspaal? Kan jy vir ons 'n idee gee van Die laaste jaar. Ja, dit was vroeg baie plekke, maar het julle dit ervaar? Hy het nou net gepraat van 'n wynmaker is net 1%. Eers wil ek sê ek dink ons onderskat die belangrikheid van wynmakers, want en ek kan dit sê as 'n persoon wat nie self wyn maak nie. Want as jy vir 1000 wynmakers dieselfde druiwe gaan gee, gaan jy 1000 verskillende wyne kry. Dis hoeveel besluite geneem kan word, watter tipe vat jy gebruik, wanneer jy pluk, watter suur jy gebruik jy natuurlike gis ensovoorts. So dit het 'n massiewe impak. Vanjaar is 'n wynmakersjaar. Die goeie wynmakers gaan uitstaan en veral in Hemelaarde en ek dink in Elgin en die grootste rede daarvoor is dit was fantastiese oes geweest tot en met einde Januarie en toe kry ons daai reën in Februarie. En die regte tyd natuurlik. Dit was net nie die regte tyd nie en vir Pinot Noir was dit moeilik. Ek weet nie van jou nie, maar ja, ons het gelukkig so redelik alles ingehaat voor die reën en die wat nie in is het was baie ver van ryp af gewees. Maar ek dink as jy op jou hoede was in die wingerd en alles reg hanteer het tydens die groeiseisoen en so aan, dan net ou minder uitdagings gehad. Maar ja, dit was definitief uitdagend gewees. Dit was waarskynlik ek sal al die statistiek bietjie bekyk nog, maar ek dink is definitief die droogste groeiseisoen en die droogste lente wat ons gehad het en ek wil amper sê 2 of 3 dekades. En dit het vir ons voordele. Sedert 63. Dit het vir ons lekker voordele gegee, baie lekker konsentrasie. En interessant, ironies genoeg, ons het baie goeie oesmassas gehad. Wat eintlik 'n baie goeie ding is. Gewoonlik hoop ons vir meer vrugte, ons het hierdie keer gehoop vir minder want ons het nie meer spasie gehad nie. Ja. So ja, dit was ek dink dit gaan soos Paul gesê het, ek dink die ouens wat regtig hulle huiswerk gedoen het, hulle potlode skerp gemaak het, hulle gaan regtig goeie wyn maak hierdie jaar. Daar was nou in 2023 so 'n artikel ook gewees oor klimaatsverandering. Kom ons raak net gedaan aan spesifiek in Bourgogne. Ag Paul, wil jy nie vir ons so die laaste Pinot Noir inskink van Stormwyne nie? Storm Wines. Ek gaan dit nou maar albei maniere sê, want ek dink dit is goed vir die mark. Ja, 100%. Maar net die idee van hoe julle dit, ons praat gou laasens oor die toekoms van jou
wynhandelsmerk. Wat vir julle voorlê, ek dink julle is in 'n perfekte spasie waar, jy weet, as die koel klimaat nou nie meer werk nie, kan jy dan ten minste in 'n ander rigting in beweeg waar die baie droë, warm gedeeltes van die land, daar's nêrens hier om te gaan nie. Jy moet nou baie sterk aanpas sekerlik, maar Frankryk het 'n groot probleem, eintlik die hele land. Ek is betrokke met 'n Burgondiese projek, 'n wynmaakprojek wat ek in 2023 begin het en uiteraard daai jaar was dit verskriklik warm in Burgundy geweest. Ek het toe besef hoe belangrik en hoe gelukkig ons is om so naby die koel Atlantiese Oseaan te wees. As jy daai kontinentale klimaat het, is daar geen manier dat jy in 'n japtrap daai wingerd afkoel nie. Veral as dit nou in die oestyd en die groeiseisoen is. So ek het dit eerstehands beleef hoe warm dit eintlik daar kan raak. En ek dink vir die toekoms vorentoe, ons is baie onseker oor die klimaatsiklus waarin ons is. Ons het baie meer van hierdie uitskieters, baie reën of baie droogte en dis baie ekstreme kondisies. Maar ek dink wat vir ons baie gaan help en wat vir ons verskriklik belangrik gaan raak, meer as nou, is daai koelwatermassa naby ons. En ek dink Paul hulle het ook daai koel invloed van die oseaan, 'n goeie hoogte bo seespieël. En as ou kyk na die temperatuur van die see, dis hier 12-13 grade gemiddelde temperatuur, en dan het ons hierdie wonderlike suidoostelike windjie wat ons gewoonlik in die somer en lente waai, wat ons eintlik baie keer negatief maak, maar dit is ook goed vir die wingerd. En dit preserveer al hierdie aromas en die fynere belangrike dinge in Pinot Noir. En ek dink ons is baie gelukkig. Ons Vrede wingerd is 1.8 km van die koel Atlantiese Oseaan. En dan die wyn in die glas, kan ek maar daar praat, ja. Asseblief. Die wyn in die glas is nou interessant. Dis nou van 'n ander tipe grond. Dis van die bo hemel en aarde, dis die Ignis Pinot Noir 23 oesjaar. En dis van die granietgrond. So Ignis is die Latynse woord vir vuur en dit verwys na die vulkaniese grond. So baie meer kwarts en sandsteen in die grond, maar genoeg klei om daai tekstuur en struktuur te behou en dis baie belangrik vir ons. Maar mens kan onmiddellik, as jy mens nou die neus vat van die wyn, baie meer oop. Jy kry baie meer van hierdie wille arbei karakters, kersie karakters, fynbos karakter, amper hierdie ons praat van 'n sigaarboks karakter, daai tipe dinge. So speseryagtig. Tannine, soos ek genoem het voorheen, bietjie meer hoekig, maar 'n wyn wat altyd dans uit die glas uit. En hy kan baie goed verouder ook. So ja, hy is op so 225 meter bo seespieël. So hy is 100 meter hoër as dan die Vrede wingerd in die bo hemel en aarde wijk. Kleur is ook, ek weet nie, die kleure van die Pinot Noirs is my so mooi. Kleur maak 'n massiewe verskil, mense, net as jy nie weet nie natuurlik. Verseker. Ek wil vir my 'n paar goed oor Pinot Noir wat ek wil uitlig is. Een is die rooiwyn met die natuurlikste suur van meeste rooiwyne. En ons werk baie nou saam met Martin Pre van Domaine Jacques Pre in Burgundy. Hy sê altyd daar's twee goed wat jy wil op fokus om Pinot Noir. Dit is die vrugeienskappe van die wyn en dan die suureienskappe van die wyn. Die tannienstruktuur, dit kyk na homself. Waar iets soos Cabernet Sauvignon, daar's baie meer fokus op daai tannienstruktuur. Dit maak vir my dit die beste wyne om met kos te geniet. Want daai interaksie van Pinot Noir, baie keer mense dink hulle het 'n groot wyn nodig, veral met selfs iets so steak, waar ek dink as jy na Burgondië toe gaan, hulle het steaks wat hulle eet met chips en dit is fantasties, nê? Daai hele ding van entrecote. Dis so vir 'n algemene kombinasie daar. Maar die ander ding wat ek wil sê is, dis nie eintlik die beste rooiwyn wat ons kan eet of drink by 'n braai. Ja, ek het want as jy gaan dink wat is die beste ding om te braai, is 'n skaap choppie. Ja. En wat is die beste wyn om saam met 'n skaap te vat? Is Pinot Noir. So ek wil vir almal sê daar buite, as hulle in die somer gaan en die beste temperatuur om 'n Pinot Noir by te drink is tussen 16 en 18 grade Celsius. Ja, laat hy warm raak in die glas. Laat hy warm raak in die glas. Dis 'n wonderlike temperatuur as dit lekker warm is buite en jy het saam met jou skaap choppie. Ek kan nie dink aan 'n beter kombinasie. Ek dink skink kom teen 14. Ja. En dan binne soos 10 minute is dit 16. Verseker. Ek wil net gou vinnig vir jou sê dat op daai noot wat ek sit die hele tyd nou hier aan dink, beeswang hiermee. Ja. Want dit's voor en dan hier mid amper by jou keel af wanneer jy hom ruik, nie proe nie ruik, dan is daar 'n rykheid daar. Ja. Wat net fenomenaal sal daar werk. En wat fantasties is, as mense gaan dink, al die kossoorte wat mense gewoonlik sê Pinot Noir meer goed werk, daar's 'n vetterigheid daarmee. So as dit nou is eend met daai vel
Nee, daai vettigheid van die vel van eend. Konfie. Daar is 'n dakkonfie, dis skaap of skaapbout of wat ook al wat klein bietjie vet by het. Selfs hoender met die velletjie. En selfs vis. As ou met 'n mosselkraker inneem. Dis wonderlik. Dis een van daai kultivars wat baie veelsidig is ook. Ja. En as jy absoluut niks saam met hom wil eet nie, dan drink jy hom net en jy geniet die aromas in die glas. Verseker. Dit is net absoluut lieflik, regtig. Ek wil vir julle vinnige laaste, wel ek het vir julle nog 'n paar vrae maar vinnig gevra. Net gevra oor stal. Ek weet mense hou nie daarvan om dit te hoor nie en ek is so lief daarvoor want ek was al die jare vreeslik lief vir perde, ons het 'n bietjie met perde groot geraak. En een van my eerste ervarings by 'n proe in Swan toe sê ek vir ek het nou daaraan gedink want ek het eendag vir ou gesê hy moet boerewors bedien saam met sy wyn. Ek dink jy het daarvan gehou nie. En toe sê ek vir die ou, hier laat my nou baie dink aan 'n perd wat sweet met leer en goeters en bloed. Dis ek asseblief mense, dit is nie Pinot Noir vir ons smaak nie. Is nog nie, maar hoe voel julle oor daai tipe van stellings wat iemand maak? Ja, dit hang af. Ek sal nou nie ek sal nie sê dit sal goed wees as dit oordonderend is nie, maar om dit as 'n voorbeeld te gebruik. Ek dink is daar dalk bietjie klein deeltjies in die agtergrond daarvan is, maar die interessantheid Pinot Noir moet my altyd die mooi vrug wys. Ja. Okay. Die mooi ding van Pinot Noir wat dit baie interessant maak en die mees fabelagtige kultivar daar is dat soos hy verouder, kry hy ou hierdie sampioen karakters en kom ons sê woudvloer karakter. Ja. Piet, daai tipe dinge. En dit is absoluut ou raak heeltemal liries as ou daai goed eers begin geniet. Maar ja, dit moet 'n skoon geur wees, maar 'n wyn met persoonlikheid en karakter sal bietjie interessant wees op die neus. Veral as jy in 'n woud stap as dit net 'n klein bietjie gereën het. En jy kry daai geur wat deurkom. Dis wat vir my wonderlik is. Ek dink en ek kan sien Johannes 'n klein bietjie beweeg hier so soos jy daai vraag vra want Perestal is baie keer geassosieer met Brett, wat 'n vuil keller is. En daar ook relativiteit en daai tipe ding waar ou 'n bietjie van 'n gistingsprobleem gehad het en dit kan dalk stuur na die verkeerde rigting toe as dit te veel is. So mense kan daarvan hou, maar in die wynsirkels kan ons baie keer dink, jy's nie so 'n goeie wynmaker as jou wyn so beskryf word nie. Ek assosieer dit meer met leer. Miskien is dit die leer in die warm leer wat uitkom is wat vir my maar ek dink dis nou die laaste keer wat ek nou dit gaan sê. Paul, jy wil byvoeg? Nee, ek dink jy kan dit sê as dit wel die geval is. ja, nee, as daar fout is. Maar ek het nog nie een van jou wyne geryk wat na Perestal ry. Nee, kan ek sê so vir jou wyne vir my, maar definitief van jou ouer wyne wys daai champignon woudvloer karaktereienskap wat die sekondêre geure is van Pinot Noir wat dit werklik waar aantreklik maak. En as jy dit begin drink met 'n champignon dis absoluut fenomenaal. Ek raak sommer honger. Ek moet sê dit is soos ons ook in die reeks uitgevind het is dat flintiness nie noodwendig reg is in terme van Sauvignon Blanc nie. Dis blykbaar ook 'n fout. En ek hou nou weer daarvan, maar goed. Kom ons los daai sake nou. Alles in klein konsentrasies kan help. Ek is baie mal daaroor. Ek het vir julle vinnige 5 vrae. As julle nie omgee nie, so julle kan julle tyd neem om te dink aan wat julle antwoorde is en ek gaan nie vir julle vreeslik vasvra, ek beloof, dis sommer net 'n bietjie pret. Wit of rooi en jy moet sê een van die twee, die een wat jy die meeste drink. Moet ek kies? Jong, ek het geweet jy gaan nie wil nie, maar ja. Ons is basies op 50-50, maar ek moet sê waarskynlik wit. Ons klimaat is vir my dalk meer gepas om wit te drink, maar 'n Pinot Noir in 'n warm klimaat werk ook, maar wit dalk meer. Paul? Ja, 'n vinnige antwoord sal seker wees wit. Ek drink meer wit, maar seker 50. Ek meen vir my 'n ideale aand is om albei te drink. Verseker, ja, nee. As ou met 'n maaltyd sit en dan sal ons altyd met 'n bottel of 2 wit begin en dan eindig met die swaarder artillery. Dit het my lank geneem om dit te begin doen. Ek het net altyd gesê, "Maar kan ek nie maar net met my rooi wyn begin nie?" Maar witwyne is 'n fantastiese wêreld om te verken. Gunsteling wynstreek in die wêreld wat nie Frankryk is nie, 'n streek wat jou opgewonde maak. Jy mag dalk ook jy mag nie sê Portugal nie of iets ek weet nie. Jy mag. Maar die Douro is eintlik so. Ja, ek sal waarskynlik sê Portugal. Ek dink die Bereida area daar op pad na Porto toe is vir my absoluut fantastiese. Ou kry daar daai ongelooflike vars witwyne wat verouderingspotensiaal het wat jy ou nie kan aan dink nie. So dis waarskynlik een van daai en dan die ander deel in Portugal wat my
bitter na in die hart lê is Colares wat baie naby Lissabon is. So dis op die kuslyn, dis daai wingerd wat in die sand geplant is. So dis ook baie interessant. Maar ek dink elke deel in die wêreld het iets spesiaals. Daar's areas wat net absolute fantastiese wyn kan. En ek het gesien Natalia, is sy meer Natalia? So wat is dis meer Italiaans. Wat het ek nog gedoen? Natalia. Is dit Natalia? Ja, Okay, nee, ja, ek het geen verwysingsraamwerk met daai name van Die interessantheid is Natalia se helfte van haar familie is van Italië gewees oorspronklik en die ander helfte Portugal en dan my ouma is Portugees gewees. So dis nogals interessant dat nou daai hele kringloop nou weer bymekaar kry. Hulle sê mos ek voel net as trauma in jou DNS vasgevang word en oorgedra word van generasie tot generasie, het jy dalk 'n gevoel daar gehad. Jy weet, dis dalk dit. Aan jou kant, Paul? Ek gaan weer 2 noem, want as ek wit is dit Rheingau in Duitsland en as dit rooi is, as ek nou nie Portugal mag kies nie want ek is lief vir die Douro, maar dan sal dit ook Italië wees, daar reg noord, Nebbiolo, daar is fantasties. Piemonte, Ja. daar ja. Ek wil op hy noot gou bly want ek dink dit help 'n mens. Ek is ook iemand wat jy gaan nou op hierdie aanlyn blaaie in Suid-Afrika en dan dink jy wil jouself bietjie bederf van iets wat van die buiteland kom, koop Suid-Afrikaans. Daar is net kwaliteit vir jou beskikbaar, maar so nou en dan moet mense jou palet ook ontwikkel. Geef my idees van jou kant af, Hannes, 'n wyn wat iemand moet proe. So kyk, jy praat van die Grand Cru en dan gaan kyk en dan sit soos 7 en 14,000 rand 'n bottel, dan raak dit bietjie rof. Maar gee vir ons 'n idee, is daar 'n wyn wat, en ek praat nou nie, dit gaan nou 'n paar rand kos, maar wat jy glo iemand moet proe iewers. Ek reken ek gaan maar weer my rigting wys na Burgondië. Daar's soos 'n legio opsies daar. Maar ek sou altyd sê as 'n ou dalk in die Chardonnay rigting wil beweeg, iets van Domaine de Flève. Hulle is nogals duur, maar as 'n ou net die gewone Burgondiese witwyn van hulle neem, dan is dit redelik bekostigbaar. Hoe spel jy daai do? De of do? D-O. D-O-M-A-I. Ja, die domein het ons, daai Le Flève, is L-E-F-L-A-I-V-E. Ja. Le Flève, en dan daai, hulle maak natuurlik Grand Cru wyne ook, maar as 'n ou daar die Burgondiese of die Bourgogne Blanc neem, dit is altyd 'n wyn wat, kom ons sê in Engels sê hulle mos over deliver, jy weet, so ek dink dis absoluut 'n mooi wyn. Hulle goedkoopste witwyn is £100 'n bottel, so. Ag, dis bietjie rof. Daai kan jy kry vir so 75. Okay. Ons gaan maar kyk, jy moet beplan vir die goed as jy regtig ernstig is daaroor. Paul? Ek dink ons deel 'n liefde vir Burgondië. Wel, ek meen, Dis problematies. dit is waar ons na kuier in elk geval. Dit is 'n groot probleem in my lewe. Le Flève is die Romani Conti van witwyn in Burgondië, waar Romani Conti die rooiwyn is. Maar ek stem saam met Hannes, daar is fantastiese voorbeelde. Selfs al gaan jy na Louis Latour wat Maison is 'n negosiant, word baie meer ingevoer in Suid-Afrika. Mense kan baie meer daarvan kry. Probeer van dit, is fenomenaal. Dit gee vir jou insig in wat gedoen kan word. Ek dink wat bygesê moet word, as mens van daardie wyne proe en jy kyk na die pryspunte van daardie wyne, dan besef jy eintlik hoe goed Suid-Afrika se Chardonnays en Pinot Noir werklik is. Yep. Dan wil ek amper sê, Koop plaaslik. ek meen wat ons uit die hemel en aarde Elgin kry vir Chardonnays en Pinot Noirs is werklik waar wêreldklas. As jy die geld wil vat wat jy gaan betaal vir 'n Burgondiese wyn, dan jy weet en jy pas dit toe in Suid-Afrika, gaan jy die top En wyne. veral in vandag se koop. tyd, Ja. vandag se tyd met wingerde wat ou raak in 'n blinde situasie, is 'n ou die wyn blind op 'n tafel neersit, dan raak dit selfs vir die Franse moeilik om hulle eie wyn uit te ken. So dit is absoluut, soos Paul sê, ek dink ons is baie bevoorreg en ons het 'n blink toekoms voor. Ja, dit is anders as is ons wyne so goed soos 'n Grand Cru van 'n Romani Conti. Wel, 'n Grand Cru van 'n Romani Conti is R300,000 'n bottel. Ja, nee. So daar's bitter baie wyne wat ons lokaal kan verkoop vir die hele jaar lank vir een van daardie bottels. En dis regtig waar goed. Dis regtig waar goed, ja. 'n vraag wat ek altyd vra, want ek dink daar kom stories daar uit en ons geniet mos maar altyd daardie, is die interessantste plek wat jy nog ooit 'n glas wyn gedrink het. In die hele wêreld, enige plek. Ek het al baie getoer en ek toer gereeld, maar ek neig maar altyd terug na Afrika toe. Ek is baie lief vir die Afrika bos. En ek moet sê, ek dink iets wat my altyd sal bybly is 'n bottel, dit was 'n champagne gewees. Dit was 'n 1976 champagne van 'n baie fantastiese champagnehuis.
die champagne wat James Bond in sy flieks gedrink het, Bollinger. En dit was in die sentrale Kalahari, of dit was in die sentrale Kalahari gewees in Botswana. So in Deception Vallei, baie lekker om daar te sit onder die sterrehemel en dan hierdie wonderlike bottel, en dis my geboortejaar gewees, so dis nogals interessant gewees. Die natuur te vier. Ja, ek sal dit nie sommer vergeet nie. Paul? Dis 'n moeilike vraag. Ek is jammer. Ek meen dit is maklik om dieselfde ding te sê as Hannes, maar die ding wat uitstaan is, ek luister na jou storie is, ek het die voorreg gehad om saam met Gary Jordan vir 10 dae lank in Botswana te gaan reis, waar jy geen telefoon of radio gehad het nie. En halfpad deur het ons uit wyn uit gehardloop, want ons het miskien 'n bietjie te veel gedrink by die kampvuur. En toe kry hulle dat een van die ouens nog wyn invlieg, en dit was net absoluut fenomenaal geweest om daar te kan sit. Daar's niks. Dis net jy en jou pels, nee. Ja, dit is mos maar die beste. Ek sal dan by julle aansluit, Namibië, Ja. in die spergebied. Sit Ja. en kyk hoe die pragtige sonsak. Ek moet dan ook, ek wil byvoeg Rwanda, nadat ek die gorillas gaan kyk het, 'n bottel Nederburg, dink ek daai het Baron vir R600. Ja. Want dit was maar duur daar. Daai is 'n bietjie van 'n rowwe een. Maar dit is daai oomblikke waar jy om die vuur sit en die natuur vier. Dis snaaks, dis so klein bietjie geruk word na jou aarde toe. En ek dink 'n ou daai natuurlike produk in die glas ook, wat 'n ou absoluut probeer bewaar het soos dit geboor is, of van die grond af. En dan sit jy nou met hierdie sterrehemel van Afrika en 'n leeu wat brul en 'n hyena wat roep. So dis baie spesiaal, en ek dink ons wat hier groot geraak het in Afrika gaan maar moeilik iets anders kies. Maar ek sal by sê dat of dit nou kos of wyn is, jou voorbeeld van die Baron. Dit hoef nie die beste wyn te wees nie. Dis eintlik die beste geselskap wat die wyn die beste maak. Ja, ek het nog geskink, ek het nog vir mense geskink van daai wyn. Ja. Kom deel dit, jy weet, dit is opgewonde. Ja, so as jy 'n ondervinding het met verseker ongelooflike mense waarmee jy dit deel, dan raak selfs 'n toebroodjie fantasties. Dis hy. Ja. Ek was net saam met my vrou daar gewees, so dit het goed afgeloop. Wonderlik. Ja. Laaste vraag, lewend of dood, as jy om 'n tafel kan sit en 'n ete geniet en vir iemand in die oë kyk en vir hulle klink 'n heildronk instel, wie sal dit wees? Enigiemand. Kan dit naby familie ook wees? Dit kan enigiemand wees. Ja, ek sal ook my pa kies. Ja, ek dink my pa. Ja. My pa het my op die wynroete gesit in die huis toe ons as 4 kinders groot geraak het. Daar was altyd 'n kas met spesiale wyn gewees, en ek dink ons het van jongs af blootstelling gekry daarin, en uiteraard die 2 seuns, my broer is ook 'n wynmaker in Kalifornië, en ons het maar daai paadjie gevolg en dit kom maar van my pa af. Ja, ek dink hy het 'n bietjie invloed gehad daar. Paul? Myne was maklik, want ek het dit onmiddellik 'n naam gekry, dis Plato. Oei, jene, sjoe. Ek is te groot liefde vir filosofie. Hy het baie gedrink. Fyn geniet. En gesprekke. So ek meen as jy eintlik dink daaraan neem, is 'n simposium is om saam te drink. 'n Symposium, to drink together, nee. En filosofie is 'n liefde vir kennis. So daai 2 woorde saam is vir my so wonderlik, en wat die ouens gedoen het is kan jy dink aan 'n lekker ding om te doen. Is jy drink saam en jy praat oor die lewe en jy probeer beter oplossings kry. So absoluut. Definitief. Ek sê vir julle baie dankie. Wat 'n voorreg om julle hier te hê, om hierdie verskriklike mooi wyne te geniet saam met julle, en die trots wat julle het in die produk. En ons sê vir julle baie dankie vir die pionierwerk gedoen is deur jou familie, deur jou wat jy daai kans gevat het, en dankie dat Natalia besluit het sy kom hiernatoe en ons jou nie verloor het Portugal toe nie. Alhoewel dis okay as jy jou wyn ook toe gekoop het, jy weet. Ons sê vir julle baie dankie en gesondheid op die toekoms, Hannes. Baie dankie, heerlik om te gesels, en dis so 'n lekker onderwerp. Groete vir jou pa ook en so aan, hè. Dankie. Daarso, sê vir die dokter ons alle respek. Dankie baie. Baie dankie weer eens aan my gaste. Wat 'n lekker kuier hier in die ateljee. En ek sluit af met my wynfeit vir die week. Suid-Afrika is die wêreld se grootste vervaardiger van sogenaamde Fairtrade gesertifiseerde wyn. Meer as 80% van die wêreld se Fairtrade wynverkope kom van Suid-Afrika af. Gemik op die verbetering van werkers se omstandighede. Daar's verskeie ander sake wat ook by ingesluit is, etiese standaarde. Jy kan bietjie meer gaan lees oor die Fairtrade beweging aanlyn. Maar dis die einde van vandag se Die Reine Wynheid. Dankie weer eens vir die saamkuier en onthou, stuur daar jou terugvoer, brink by rsg.co.za. Totsiens.
Chardonnay.